Kyk, net vanoggend is dit na my gedansery voor, is ek nou soos iemand wat overheat. Nou bly my bril opstoom, ek dink ek moet vir my binne en buite wipers kry, dat ek net mooi helder kan sien. Vanoggend het ek net weer besef, dis so groot voorreg om in diens van God te wees. En ek het, terwyl, veral met die laaste lied, die hele worship was natuurlik vir my awesome, maar veral met die laaste lied wat ek hier gestaan het, was dit net vir my so amper asof ek die hele dag net so sal kan dit inneem. Want om in God se teenwoordigheid te wees is so massiewe groot voorreg. En natuurlik, ek hou altyd die kinders dop en dit is vir my so blessing om te sien van die jongste groter tot die oudste, hoe almal op hulle manier die Here worship. En daar is nie, party hou meer van beweeg, party hou van stiller wees en dis alright. Solank, want dit gaan vir God oor die hart vir hom mee te doen. En ek dink, Even is ons jongste lidmaat op die stadium, sover ek weet. En hoe sy ma wil eintlik jy moet slaap, maar hy het vrede, want hy wil nou eers worship, en die handjies gaan ook so. En dan hoor ek ons kinders hier voor, hoe hulle saam sing, en die Here aanbid, en dan is dit vir my, pas dit eintlik so in by vanoggend, want ons kinders leer by ons. Hulle kyk wat ons doen. Hulle hoor wat ons sê, maar ek wil amper sê partykeer en ons beleef het as ouers, dit gaan so by die een oor in en by die ander oor uit. Maar wanneer ons goeders doen, dan let hulle op en hulle let fyn op. En dan doen hulle dit. So as dit wat jy sê en wat jy doen nie ooreenstem het, dan is dit 'n bietjie gevaarlik. Goed, nou terug by waaroor vandag eintlik gaan. Ons tema is die koninklike opdrag. En toe Jesus opgestaan het voordat hy opgevaar het hemel toe, het hy vir sy disippels 'n opdrag gegee. En dit was nie net 'n opdrag nie, dit was die opdrag. Dit was die opdrag vir almal om te doen. Daar is nie, dis net vir sendelinge wat nou oor see wil gaan of na 'n plek toe gaan waar niemand nog gehoor het nie. Dis vir elkeen wat God se kind is hierdie opdrag. En ons gaan dit saam lees uit Matteus 28. Die kinders het dit ook vir julle gelees na ons liedjie, en dis eintlik hoekom ons daai spesifieke liedjie gekies het, want dit gaan oor om disippels te maak. So ons lees van vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So die opdrag wat Jesus gee, is maak disippels. En dan is nou baie vleis rondom dit, maar ek wil hê ons moet net eers vir mekaar sê, wat presies is 'n disipel? As ons dan hoor, Jesus het vir sy disippels gesê, om disippels te gaan maak. Wat is 'n disipel? En ons 3 hoofgoed wat vir my uitstaan. Die eerste ding is, 'n disipel is 'n volgeling. En 'n disipel van Jesus is dan 'n volgeling van Jesus. En 'n disipel is ook 'n student of 'n leerling. En een van die goed wat vir my baie uitstaan, dit is amper soos as jy 'n internskap gaan doen by 'n werk, dan kry jy 'n diensopleiding. En dit is ook wat 'n disipel is. Dis soos 'n intern. So en as ons na mense kyk, nee, hoe lyk 'n disipel? Behalwe dat dit nou 'n mens is, nee. Is die eerste ding is hulle volg Jesus, so hulle volg sy voorbeeld, wat hy doen hulle. So hulle het lief, soos wat Jesus lief gehad het, onvoorwaardelik. Nie daai van, as jy soet is, en as jy die regte ding doen, dan is ek lief vir jou, en dan hou ek van jou nie, ongeag. Dis 'n liefde wat, maak nie saak wie die persoon is, of wat hy gedoen het, of wat sy gedoen het nie,
hy of sy is lief vir daardie persoon onverwaarlik, dan hier by Faro smeer ons baie broodjies. En dis nou volgende week weer broodjiesmeertyd. So 'n disipel dien ook, nê? En daar's baie verskillende maniere hoe ons dit kan doen. Deur dalk volgende week te help broodjies smeer of om dan van die bestanddele wat ons nodig het daarvoor ook te bring, nê? 'n Disipel is ook besig met God se woord. En nie net van ek lees omdat ek moet hê, maar regtig om te leer om dit deel van jou lewe te maak, sodat jy meer en meer soos Jesus kan word. Want daar moet ook 'n verandering plaasvind. Dis daai skrif wat sê ons moet doen wat die woord sê, anders te bedrieg ons onsself. En dan 'n disipel is ook deel van 'n kerk of 'n geloofsgemeenskap. Want as ons sê disipels moet disipels maak, kan ons dit nie los van 'n kerk doen nie. Ons moet deel wees van 'n kerk waar ons kan inskakel, waar ons nuwe disipels hiertoe kan saambring. So dis 'n disipel kan nie geïsoleerd leef nie, want 'n disipel het ook ander disipels nodig om hom te ondersteun en te versterk, nê? En dan 'n disipel sit God of Jesus se bediening wat hy gedoen het op aarde, sit hy voort. So hy doen fisies wat Jesus begin het. Sit ons voort. En soos wat ek gesê het, hierdie opdrag, dis almal se werk wat 'n kind van God is. Ons kan nie sê dit is die predikant se werk of die wat in 'n bediening is en ek kom maar net kerk toe en ek's maar net deel van die kerk en ek sit maar net op my stoeltjie. Elke daai opdrag wat God gegee het, was nie soos in as jy lus het vir dit of as jy goed genoeg voel jy kan dit doen dit dan nie. Dit is soos 'n opdrag, die opdrag wat almal moet doen wat God liefhet. Dit is ons roeping om dit te doen. Jesus het toe hy daai opdrag gegee het, het hy eintlik gesê dis vir almal, nê? Maak nie saak wie jy is nie. As jy 'n kind van God is, dis die kriteria. As jy 'n volgeling van God is, dan is dit wat jy moet doen. En dan stuur hy ons as sy ambassadeurs. Die mevrou Suid-Afrika het vir my nogal laat dink aan 'n ambassadeur van ons land. Nê? En Jesus stuur ons is veronderstel om hom te verteenwoordig in die wêreld daar buite. In die kerk is dit dalk maklik want hier dink ons, okay, almal ken Jesus. So hier sit vir my maklik om oor Jesus te praat. Hier sit vir my maklik om die regte goeders te doen en te sê, maar daar buite is heeltemal 'n ander storie, want daar buite kry ons met snaakse goed te doen, ons kry met moeilike goed te doen. En om dan die lig te wees daar buite, om dan 'n verteenwoordiger vir God te wees, en om dan op te staan vir dit waarin jy glo en te leef soos 'n ambassadeur, want as mevrou Suid-Afrika nou skielik wil amper sê hare wat myne staan permanent so, maar hare staan so en is vuil en sy slordig, dan sy nie eintlik 'n goeie ambassadeur vir, en as sy Suid-Afrika sleg maak en net vertel hoe sleg dit hier is, en dan is hy nie 'n goeie ambassadeur nie. Maar om regtig 'n ambassadeur vir Jesus te wees, is om te leef soos wat hy geleef het, om te doen wat hy sê, daar buite. En Johannes 17 vers 18 sê vir ons, Jesus sê, soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. So ons is in die wêreld ingestuur met 'n spesifieke taak, 'n spesifieke opdrag. Ons het dit gelees, ek wil dit graag net weer lees. Daar staan, gaan dan heen, maak disipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die eerste ding wat moet gebeur, is ons moet gaan. Nou dit is baie maklik vir ons om hiernatoe te kom, of dit behoort te wees. Want hier is dit maklik, ek meen ons soveel mense te gaan soek, of iemand wat ons glad nie ken, nou te benader en oor Jesus met daai persoon te praat. Hier is dit maklik, maar daai gaan is eintlik om uit te gaan, nie om by 'n ander kerk te gaan kyk wie kan ek oortrek vir ons toe nie, maar om te gaan
daar waar ek woon, daar waar ek werk, wie ken nie vir Jesus nie? Met wie kan ek, want dit gaan oor, ek weet, dit gaan oor Port Elizabeth, hier waar ons bly, maar dan gaan dit ook weier, en ons almal is nie noodwendig geroep om in die wêreld in te gaan nie. Maar iets wat ek nogal baie aangedink het die afgelope tyd toe ek besig was met my voorbereiding is, bid ons genoeg vir die plekke waar mense nie hoor nie, vir die wat nog nooit gehoor het nie, bid ons vir sendelinge wat in daai plekke werk, of is ons so gefokus op Faros, dat ons Faros moet laat groei en hier is ons besig om ons kerk te bou of bou ons God se koninkryk? Kyk ons buite na wie nog nie Jesus ken nie, wie nog nie deel is van 'n kerk nie, en reik ons uit na hulle, want dis eintlik waar ons moet uitreik. Ons gaan nou gesels, maar hoe doen ek dit prakties? Want dit klink soos 'n enorme groot taak en vir iemand wat 'n introvert is, kan jy dadelik voel, o, jene my keel trek toe, ek kan nie hierdie ding doen om met vreemde mense te praat nie, maar ons gaan nou kyk na dit. So die eerste ding is, ek moet gaan, nee, ek kan nie net in my sirkeltjie beweeg nie, ek kan nie net tussen my Bybelstudiegroep en my selgroep, ek kan nie net daar en hier by Faros wees nie, ek moet uitgaan en daar na iemand toe uitreik wat nie Jesus ken nie. Dan moet ek bid vir die wat nie weet nie en vir ons sendelinge wat besig is daar buite. Want as God vir jou sê, maar jy's die een wat moet gaan, dan moet jy dit gehoorsaam, want hierdie opdrag is nie net vir Port Elizabeth en hier nie, dis ook weier. Maar daai roeping moet jy by die Here hoor. Here, is ek geroep vir Port Elizabeth? Of is ek geroep vir 'n ander plek in Suid-Afrika dalk, of weier as Suid-Afrika? Daar waar niemand dalk nog gehoor het nie. En dan gaan die teks verder, dan sê Jesus vir hulle, so eers sê hy, maak disippels, en dan gee hy 'n paar goed wat moet gebeur. En een van die eerste goed is, wanneer die persoon kies om Jesus te volg, dan moet hy gedoop word. Daar staan doop hulle. En dit moet ook 'n oortuiging wees wat God op jou hart lê as volgeling van Jesus. Want dit moenie onder dwang gebeur nie, want dan het dit geen betekenis nie. En wanneer ons laat doop, dan doen ons dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dit is 'n getuienis na buite toe, dat ek lê my ou lewe af. Ek kies om ten volle oorgegee te leef aan God. En dan kom die deel by nou die persoon volg Jesus, maar daar moet iets ekstra gebeur, want daai teks sê nie, maak bekeerlinge nie. Daai teks sê, maak disippels, en 'n disipel is meer as net, ek kom tot bekering en ek volg Jesus. Dit gaan 'n stapie verder. So die volgende ding wat moet gebeur is, ons moet die persoon leer. En daai deel van daai leer is om die woord te deel met die persoon. Nie om die persoon te oorweldig nie, maar om net ietsie wat jy lees te deel met die persoon. Daai woord wat deel word van jou lewe, want jou lewe is 'n groter getuienis vir die ander persoon as wat jy altyd sê. Ons het vriende wat sendelinge was in China, in 'n plek met die naam Kunming, waar mense nie gehoor het nie. Hulle het gewoonlik in 'n, soos ek wil amper sê, in rural areas ingegaan, en daar was 'n oomie gewees wat nie die Here geken het nie. Hy was bedleend en hy het die familie gehad, 'n tannie het na hom omgesien. Dit soos ek wil amper sê 'n dorpie op sy eie gewees. En die oomie het tot bekering gekom en hulle het vir hom 'n audio Bybel gevat. Dit was 'n manier hoe hulle dit kon doen, want hy kon nie lees. Ek dink Joe Marie sal nou beter ken, want hy was
al saam met hulle in China gewees en die oom het tot bekering gekom en hy het daai Bybel oor en oor gespeel. En eendag toe ons vriende weer daar kom, toe sê hy vir hulle, maar hy wil gedoop word. En hulle kon hom nie fisies, want hy was bedlend, so dit was 'n bietjie moeilik, so hulle kon hom nie fisies soos onderdompel, en hulle het hom met water oor sy kop gegooi, wil ek amper sê, en hulle het dit vir hom gedoen, en die oom is toe later oorlede. En die tannetjie wat na hom gekyk het, is geen familielid van hom nie, en sy was eintlik maar, ek wil amper sê, soos 'n uitgeworpene ook. En daai tannie kom tot bekering. Nie omdat iemand eers vir haar vertel het nie, net bloot oor wat met hierdie oomie gebeur het. Die goed wat sy gehoor het, soos wat hy die Bybel geluister het, soos wat hy geleef het, kom sy, na sy dood, kom sy tot bekering. En dis die effek wat dit kan hê, is, ons vriende het nie gegaan en soos in, hulle het net soveel tyd, maar soos in, hulle oorlaai met die woord, hulle het stukkie vir stukkie gegee. Daai lering is nie net om woord te deel, maar ook as jy van iemand 'n disipel maak, moet jy partykeer bemoedig, jy moet partykeer teregwys op die regte manier. So dit vorm alles deel van daai leringsproses. En wanneer ons kyk na disipels, dan moet ons besef dit vat tyd. Ons kan nie, dit is nie 'n fabriek soos massaproduksie, soos 'n tjoet, nog iemand. Baie mense tel, soos in die week het ek 10 mense na die Here toe gelei. Die week het ek 20 mense na die Here toe gelei. Hierdie week het ek dit gedoen. Maar dit gaan nie daaroor nie, want om 'n disipel te maak vat tyd. Dit vat tyd om in daai persoon regtig soos in, as Liesel gebruik sulke mooi Afrikaanse woorde, nê? En as ek preek en dan dink ek, hier kom nou weer net 'n Engelse woord in my kop soos investe, dan dink ek, Liesel, wat sal dit nou wees? Maar om regtig in daai persoon se lewe investe te wees, om wanneer jy swaar kry nie te onttrek nie. Om wanneer jy moeg is, nie te onttrek nie, wanneer daai persoon wat jy besig is om te disipel, droog maak, om nie dan te sê, ag nee, nou was ek my hande in onskuld, ek is nou klaar met jou nie. Maar om regtig met daai persoon 'n pad te loop, dit laat my baie dink aan, dis jou geestelike kinders, wat jy sien opgroei, en jou kind, maak nie saak hoe oud jy is, Tannie Anna, Liesel sal altyd Tannie se kind bly. Die maak nie saak hoe oud sy is, en of sy al kinders, en eendag nog kleinkinders by gaan kry nie, Tannie bly altyd haar ma, en so bly ons disipels, is amper soos ons kinders, al raak hulle volwasse in die Here, sal hulle altyd ons disipels bly, en moet ons altyd nog steeds incheck in hulle lewe, en inspreek, en in hulle lewe inbou. En dan is daar 'n belangrike ding wat ons moet onthou, want dis alles wonderlik om dit te kan doen, maar ons moet weet dat die realiteit is, daar gaan swaar kry wees. Want Christendom is nie die enigste geloof nie. Hier in Port Elizabeth mag ons vrylik oor Jesus praat. Ons het nog daai voorreg. Maar hier is ook ander, baie sondagoggende, as ek besig is om vir oulaas my goedjies agter mekaar te sit, die ons bly in Westering, in die deel redelik naby aan Malabar, dan is dit daai moslems wat besig is, daar is ander gelowe, en daar's ander mense wat met 'n ander evangelie kom. So daar gaan teenkanting wees, maar ons moet net onthou, is ons teenkanting, alhoewel ons dit baie keer beleef as 'n persoon is teen my, is ons teenkanting nie van daai persoon eintlik nie. Dit gaan eintlik oor iets baie wyer in die geestelike riem wat besig is om te gebeur. So ons moet weet, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Ons kan dalk iets fisies makeer, ons kan siek word, of dit kan sleg gaan in my huis, of buite my huis, of my kinders kan swaar kry, of wat ook al die rede is, of ons kan net bloot
want ons kan ook vervolging beleef hier. Alhoewel ons nie in 'n land bly waar ons dink vervolging is slegs waar ons nie Jesus mag deel nie, maar hier kan ons ook vervolging beleef. Iemand wat teen jou is, wat die lewe vir jou moeilik maak, is 'n vorm van vervolging. So ons moet weet, dit gaan nie altyd maklik wees nie. En Jesus het dit vir ons gesê ook in Johannes 15, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As iemand, jy kom dalk met baie goeie intensies en wil Jesus met iemand deel, en daai persoon is dalk ongeskik met jou, wil niks hoor wat jy sê nie. Die onthou dis nie teen jou gemik nie. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. So ons moet net dit onthou en ons het daai heel eerste vers wat ons gelees het, gaan oor Jesus wat al die autoriteit het. En toe hy opgevaar het, het hy sy autoriteit vir ons gegee en gesê, ek stuur julle nou in my autoriteit. En dit is soos 'n sambreel, nee, soos 'n covering oor ons. Ons kan gaan, want ons gaan nie in ons eie autoriteit nie, ons gaan met Jesus se autoriteit. En in dit kan ek disippels maak. En die Engels het dit vir my so mooi gesê, want dit sê, now go in my authority. Kom ons gaan met die autoriteit, want as ons dit uit onsself uitprobeer, uit ons eie krag, gaan dit nie werk nie. Dan gaan die goeders van die wêreld ons onderkry. En nou, kom ons gesels oor hoe doen ek dit dan nou prakties? Want die alles klink goed en reg en wonderlik, maar om dit nou te gaan doen is twee verskillende goed, nê? Die teorie om by die daad oor te gaan. En die heel eerste ding wat ons moet doen is om 'n verhouding te begin met iemand. En ek praat nou nie van 'n liefdesverhouding nie, nê? My seun het 'n baie goeie sê ding. Hy sê, don't flirt to convert. So nie daai verhouding nie. So begin 'n intentionele verhouding met iemand wat nie Jesus ken nie. En baie kere kom daar juis iemand oor ons pad wat deel in ons belangstelling. So gebruik jou belangstelling as jy 'n sportou is. Ek weet Dewald hulle draf en ry fiets en doen allerlei goeters, aktiewe goeters. Kry nie 'n groep nie, kry een persoon met wie jy 'n verhouding kan begin en deel in daai persoon se lewe in. Of as jy ander stokperdjies het van jy skilder of hou van tuin maak of musiek of hou van kook, jy kan dit gebruik as 'n aanknopingspunt. Deel resepte uit. Want om net weg te trek, veral in vandag se tyd met woord, skrik baie keer die persoon eerder af as wat jy hom nader trek. So begin net eers op 'n gelykveld van 'n belangstelling. Dalk wil jy graag leer kook en die ander persoon kook sê net maar goed, dan kan dit 'n aanknopingspunt wees of met sport of wat ook al. Ek weet daar's nog Heinrich hulle is lief vir jag en daar's so baie verskillende dinge. Maar kom eers op 'n gelykveld en begin eers net 'n intentionele verhouding met iemand wat nie die Here ken nie. En dan vat dit dan verder. En dan daai liefde vir daai persoon, wat Jesus sê, aan ons liefde sal ander sien dat ons sy disippels is. Dit staan so in Johannes 13. Waar daar staan, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, die manier hoe ons lief is. En dan op die ou ende moet ons daai persoon, want die idee is nie, ek alleen maak die disipel en die bly my kindjie wat ek disipel nie. Die idee is, ek maak van die persoon 'n disipel en dit moet so wees dat jy die bad kan aangee. Jy gaan nog incheck,
maar daai persoon moet dan weer gaan om weer 'n disipel te maak. Want as daai persoon 'n volgeling van Jesus word, dan is die opdrag vir daai persoon ook en nie net vir jou nie. En partykeer soos wat jy jou kinders uit die huis uit stuur, nê, is dit partykeer scary, nê, om daai disipeltjies nou te laat gaan en die verantwoordelikheid oor te gee, nê, maar om hulle toe te laat, want die opdrag is vir hulle net soveel as wat dit vir jou self is. En dan wanneer ons kom by die om te leer, nê, is om eers om hulle nie te oorweldig met die woord nie, maar bietjies vir bietjies en om saam die Bybel te lees en dan by mekaar te kom en te gesels oor die deel, dalk vra wat jy oor gewonder het, want ons het immers ook nie al die antwoorde nie, maar om regtig 'n verhouding aan te knoop oor en om die woord en om dan hulle ook in te bring in die kerk in. Want hier in die kerk leer hulle weer ander dele van disipelskap. Ons kan nie disipels geïsoleerd maak nie. Ons kan nie op ons eie, dis nie 'n werk vir ons heeltemal alleen nie. Ons moet dit doen onder die sambreel van die kerk. Dit is wat ons persoonlik kan doen, daai persoonlike verhouding met iemand. Maar dan is dit ook nodig daai in diensopleiding, soos met uitreike, soos om broodjies te smeer, uitreike hier en weier. Soos by iemand het vroeër vir my gevra, wanneer is die uitreik na Andrieskraal? Die datum het so bietjie verander, dis nou die 18de Julie. So julle kan dit gaan net 'n naweek wees, so maak sommer so mental note van dit, en dis 'n geleentheid om self uit te reik, maar ook 'n vorm van indiensopleiding. Net van waar ons saam uitgaan, maar waar ons saam ook leer hoe om dit te doen, nê? En dan as daar ooit weiere uitreik is, om dit mee te maak, nê? Want dit is hoe ons leer hoe om dit te doen. Dan is daar natuurlik iets wat ons voor moet versigtig wees. Dis 'n gevaar en dis onsself. Want onsself is baie keer ons grootste vyand in hierdie geval, nê? Dis daai van ek is nog nie gereed nie. Ek het nog self te veel issues wat ek moet uitsorteer. Ek weet nie hoe nie. Ek is te bang. Dis ek. God sê eintlik vir ons, wanneer ons hom volg, dan is hy die een wat ons leer hoe. En ons moet hom genoeg vertrou, want dis op die ou einde nie ek wat dit doen nie, maar hy in my wat dit doen. En hy los ons nie net blindelings van ek gee julle nou iets om te doen en nou gaan nou ek los julle nou net daar nie. Hy rus ons eerstens ons toe. Ons het so 'n paar weke terug het ons gesels oor Handelinge 1:8 wat sê dat hy gee vir ons die krag van die Heilige Gees om sy getuies te wees, om dit te kan doen. Gee hy vir ons die Heilige Gees en dan het ons niks verder nodig nie en dan gee hy vir ons nog 'n belofte. Ek gaan net gou hier skiep. Ja. Gee hy vir ons nog 'n belofte. Die kinders praat ons altyd van pinky promise. Het julle al gehoor? Dan hakel hulle pinkie so in, dan sê hulle pinky promise, en dan is dit nou soos in hulle beloof, hulle gaan nie daai belofte verbreek nie. Maar soos ons kinders ken, is dit hou partykeer net so lank soos wat hulle mekaar sien, en dan vergeet hulle van die belofte. En God se belofte werk nie so nie. Hy sê, in daai laaste teks wat ons gelees het in vers 20, sê hy, ek is met julle. Nie vir vandag en môre nie, maar tot aan die einde van die wêreld. Ek is met julle, nie ek sal met julle wees nie, ek is met julle. So hy is teenwoordig in jou lewe, en wat meer het ons nodig as hom, om vir ons te help, om sy opdrag te kan uitvoer, en sy opdrag moet nooit vir ons 'n las wees, of net 'n verpligting hê. Want God kyk soos wat hy kyk na ons hart wanneer ons worship, so kyk hy na ons hart wanneer ons besig is met ander mense, om disippels van hulle te maak. Doen ons dit omdat ons regtig vir hom so lief het,
Of doen ons dit net om 'n boksie af te tik, o, ek het ook iemand na Jesus toe gelei, ek het ook 'n disipel gemaak. So hoe lyk jou hart? En dan wil ek afsluit om te vra, want hy sê, heel aan die einde van daai teksgedeelte, sê hy amen. En amen sê eintlik, laat dit so wees. Dis soos in God sê, hierdie belofte staan. Dit verval nooit nie. Dit was nie daai tyd geldig en dit het nou verval nie. Dit staan nog steeds vandag so. Ons het al hierdie goed gehoor, maar ek wil hê ons moet by onsself 'n bietjie dink en vir onsself vra, wat is my fokus in hierdie tyd? Is ek so gefokus op myself en alles wat ek moet doen, dat ek nalat wat God vra wat ek moet doen? Dat ek my roeping wat Jesus, waarvoor Jesus my geroep het, dat ek dit versaak? Is ek so gefokus dalk op my kerk, Faros? Want een ding wat ons moet onthou, 'n kerk wat gefokus is na binne toe, en Faros is nie Heinrich nie, alhoewel julle so dink. Dis nie Heinrich nie, dis nie die leierskap nie, dis die personeel, die Faros is julle. En 'n kerk wat na binne toe fokus, is ons wil ontvang, ons wil hier gemaklik wees, is 'n kerk wat op die ou einde doodgaan. 'n Kerk wat na buite toe gaan, is 'n kerk wat groei en floreer. En ons moet vir onsself vra, hoeveel gaan ons na buite toe? Raak ons nie dalk te gemaklik om in ons selgroepe te werk, om hier te werk, om al die bedienings wat in die kerk moet funksioneer, om dit te doen nie? Is ons regtig besig om die koninklike opdrag uit te voer na buite toe? Ek dink dis 'n vraag wat net elkeen vir homself kan antwoord. Here Jesus, baie dankie vir u goedheid in ons lewe. Here, dankie vir elke belofte wat u vir ons gee. Here, dat ons kan weet u is met ons. Here, dat dit 'n belofte is wat nie verval nie, Here. Here, my gebed vir elkeen van ons, Here, en ek sluit myself daarbey in. Here, sal u vir ons help om regtig te doen wat u vra. Here, om getrou te wees aan dit waarvoor u ons geroep het. Here, en dankie dat u ons toerus daarvoor. Here, sal u vir ons in hierdie week iemand wys wat nie u ken nie, met wie ek 'n verhouding moet gaan aanknoop. Here, en rus ons toe met wysheid van hoe om die persoon te benader, hoe om te begin. Here, en dankie dat ons kan weet, Here, dat in u kan ons dit doen. Amen.